Gewaardeerde kykers, pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, ons komende koning. Ek glo ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met dat ek halsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Soos ek dan sien, sit ek vandag hier buite my tuin, agter my so in 'n rondaweltjie, en as ek die ding nou nog meer draai, daar's my huisie waar ek in bly. Pragtige ou plekkie. En dan natuurlik is ek ook in sig en ek gesels met u. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons weer 'n geleentheid kry om die woord van God te kan bedien. En juis oor hierdie golwe van die sosiale media. Maar Here, help dat ons nie sal vergeet dat ons met ewigheidswaarde besig is nie. En dankie dat die Heilige Gees ons lei om te verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. 1 Petrus, die boek Petrus, en dit is deel 2 wat ons gaan na kyk. Nou Petrus, apostel, hy is die stigter van die kerk, en ons weet, hy is nie die stigter van die kerk in die opsig dat hy is die menslike stigter. Maar die stigter van die kerk is die Heilige Gees. Die stigter van die kerk, die begin van die kerk, die oorsprong van die kerk is die kruis van Christus Jesus. Die begin van die kerk is die uitstorting van die Heilige Gees. En daarna die apostels met krag gepredik, en hulle het die fondasie gelê waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Ons moet dit nie vergeet nie. Daar is nie vandag meer apostels en profete in die kerk beweging nie. Ja, ons het apostels en profete beide in die kerk, die nuwe apostoliese reformatie. Daai ouens, maar's valse profete, valse apostels, want jy kry nie meer fondasiebouers soos daai tyd nie. Ja, ons kan praat van 'n apostel, maar in vandag se terme praat jy van 'n apostel as 'n boodskapdraer, as 'n kerkstigter, as iemand wat die kerk van Christus Jesus gaan plant op 'n gebied waar daar nie voorheen enige van kerkleiers of predikers of so was nie. Heeltemal, hy stig 'n gemeente in 'n plek waar die evangelie vir die eerste keer gehoor word. Dan kan jy van nou praat as apostel, maar die skrif sê eerstes apostels en profete, daarna evangeliste, leraars en herders. Maar goed, dis nie waaroor ek wil praat nie. Ek wil praat met u oor 1 Petrus. Hoofstuk 1. Ons het die eerste paar verse behandel, en nou wil ek kyk na vers nommer 3. Geseënd. En ek kan sommer net daarop stil staan, by daai een woordjie, geseënd. Jy is nie 'n ou weggooi wurmpie nie. Jy is nie iemand wat moet sê, ag, ek is jammer dat ek leef nie. Jy is nie iemand wat eenkant moet staan nie. Jy is nie een van die geringste. Paulus het gesê, ek is die geringste van die apostels, ek is die geringste. En tog was hy een van die grootste kampvegters vir die evangelie van Christus. Groot deel van die Bybel self geskryf, nie geweet hy doen dit nie. Ons weet vandag hy die Bybel geskryf. Hy het dit nie geweet nie. Hy het maar net geïnspireerde briewe geskryf soos die Heilige Gees hom gelei het. Selfs met Petrus. Petrus het nie geweet sy boek gaan eendag deur my gelees word nie. Petrus het nie geweet hy is dit hoe kan ek dit sê, 'n Bybelbouer nie. Hy het dit geskryf omdat dit op sy hart gelê was om te skryf vir hulle wat in die verstrooiing was, vir die Joodse Christene. Maar hy begin nie met vers 3, hy sê geseënd. Wie is geseënd? Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons wat gegee het. Jy is nie sommer net 'n weggooi lappie iewerste waarvan niemand weet nie. Jy is nie sommer net iemand wat
per ongeluk daar is nie. Jy het nie die wedergeboorte gekry omdat ander dit kry nie. Jy is nie gered net omdat ander dit jy is nie gered omdat jy net in die kerk was nie. Nee, God kyk na jou. En hierdie vers sê vir ons. Hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy, God se groote barmhartigheid. Onthou, jy het niks verdien nie. Werke red nie. Genade red. Geloof red ook nie. Die duiwels glo, hulle sal nooit gered word nie. Maar geloof, wat deur God aan jou gegee word, deur sy groote barmhartigheid, bring jou in aanraking met geregtigheid, met genade. En genade red jou en maak jou dat jy in geregtigheid kan wandel, in heiligmaking kan wandel. Maar dit is sy barmhartigheid, dit is sy liefde aan die kruis van Golgotha, dit is sy eerste stap om jou te red, want jy verdien dit nie. En ons hoor baie daai terme wat die ou sê, maar hoekom sal 'n liefdevolle God, soos hierdie, vir ons dan nou 'n mens in die hel gooi, net omdat hy nie wil glo nie? Kom ek help jou reg, my vriend, jy wat so dink. God gooi niemand in die hel nie. Almal is op pad hel toe, as gevolg van die sondeval van Adam en Eva. Maar God het 'n deur daar gesit. Jesus Christus. Dis God se barmhartigheid. En deur Jesus Christus, wat aan die kruis van Golgotha gesterf het, en ek weet baie mense is nou moeg dat ek so baie oor die kruis praat, maar daar's geen ander boodskap nie. Ek sit moeilik in kerke waar mense preek oor dinge wat nie van belang is nie, of belangrike dinge, maar hulle preek om nie vanuit die kruis van Golgotha nie. Daar's maar een boodskap, en dis die boodskap van die kruis, die bloed van die kruis, dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, daai hele boodskap, dis al. En ek is 'n kruisprediker en ek sal aanhou om te preek totdat die bassein blaas en ek gaan staan voor hom wat gekruisig is vir my. Hy is God se barmhartigheid. Christus Jesus is God se barmhartigheid vir my, vir jou. Hy sê hier, na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Die wedergeboorte is 'n lewende hoop. My broer, my suster, as jy nie weergebore is nie, het jy nie 'n lewende hoop nie. As jy nie deel is van die liggaam van Christus deur wedergeboorte nie, het jy nie 'n lewende hoop nie. Dis hoekom mense se harte beswyk in die tyd waarin ons leef. Mense pleeg selfmoord. Kindertjies van 8, 9 jaar oud pleeg selfmoord. Alright, ons weet dit is as gevolg van ander faktore ook waaroor ek nie nou gaan praat nie. Maar mense leef in vrees. En die skrif sê, die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Hoekom is jy bang om in die donker na die kerk toe te kom? Want dit is gevaarlik. Ek verstaan dit. En ons is versigtig. En ons is nie onnoosel nie. En ons gaan nie in areas in wat ons weet daar baie gevaar is nie. Maar baie mense bly weg want dit is donker, nou vrees hulle. Hulle wil nie by hulle huis uitgaan nie want hulle vrees. En die Bybel sê, die volmaakte liefde dryf die vrees buite. As jy deel is van God se barmhartigheid en hy vir jou die wedergeboorte geskenk het, of jy lewe en of jy doodgaan, jy gaan hemel toe, die hel wil jou nie hê nie. En ons wil ook nie die hel hê nie. Maar daar gaan 'n dag kom wanneer daar 'n bassein gaan blaas en moenie laat iemand vir jou vertel dit daar gaan nie 'n wegraping wees nie. Die bassein gaan blaas en ons gaan Jesus Christus ontmoet in die wolke. En daarna gaan ons verskyn op die kristalhelder see voor die troon van God, waar ons gaan voorgestel word as die liggaam van Christus, en ek glo individueel ook, aan die Vader, wat vir my en vir jou barmhartigheid gegee het, die wedergeboorte geskenk het. Jy is nie sommer in die lug geval nie.
Jy het jou eerste geboorte gehad, jy's in Adam gebore, jy's in sonde ontvang en gebore, jy het groot geword as 'n mens op hierdie aarde. Maar daar het 'n dag gekom wat jy die evangelie van Christus gehoor het. Die evangelie wat sê hy het vir my gesterwe aan die kruis van Golgotha. Hy is vir my begrawe. Hy's vir my opgewek en hy sit vir my langs die Vader se troon, van waar hy gaan kom om te oordeel die lewe en die dode. Maar die ander kant van die munt, ek het saam met hom gesterwe, wanneer ek die prys aanvaar. Dan identifiseer ek met Christus. My identifikasie met Christus is belangrik. Ek het saam met hom gesterwe, ek is saam met hom begrawe, ek is saam met hom opgestaan, ek sit saam met hom in hemelse plekke. Halleluja, halleluja. Ek kan net hier ophou en u sal so opgewonde bly vir die res van die dag. Om te weet dat jou identifikasie maak vir jou dat jy saam met Christus, in Christus, sit in hemelse plekke. Nou gaan hy verder en hy sê, groot barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Deur wat? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Nou sê iemand van my, is dit nie 'n belangriker boodskap nie? Is die boodskap van die opstanding uit die dode nie belangriker as die kruis nie? As daar nie 'n kruis was nie? Ek wil dit eintlik so stel. As daar nie 'n krib was daar nie 'n kruis nie, dan was daar nie 'n opstanding. Maar dank die Here, daar was 'n krib. Christus, Jesus, het in hierdie wêreld ingekom, gebore as 'n mens. Maak nou nie saak wanneer. Hy het opgegroei met die hele motief en bedoeling van sy lewe om kruis toe te gaan. Hy het kruis toe te gaan en hy het gesterwe vir die sonde van hierdie wêreld. En as gevolg van die kruis het hy opgestaan. En as gevolg van die opstanding het ons die wedergeboorte. As gevolg van die opstanding van Jesus Christus uit die dood, kan ek en jy lewe. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Wat in hierdie wêreld aangaan, kan my min trap. Ek het nie enige bekommernisse nie. Enige vrees oor wat gaan aan en wat gaan gebeur in hierdie wêreld en die regering en wat alles gedoen gaan word nog by die Trump in Suid-Afrika en met Israel. Nee. Ek is 'n pelgrimsreisiger na die ewigheid as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. Ja, ek is hier om te bid vir die regering. Ja, ek is hier om te kyk na my familie. Ja, ek is hier om my werk op te pas. Ja, ek is hier want ek moet funksioneer in hierdie wêreld en daaroor funksioneer ek in die dinge wat belangrik is, want God het gesê, hy wat nie wil werk nie, mag nie eet nie. Met ander woorde, hy keer die wêreld se werk en sy lewe en sy omstandighede, keer hy goed. Maar jy moet dit leef vanuit die kruis en vanuit die opstanding. Dit help nie jy leef met vrees in jou. En jy's so besig met materialisme, jy's so besig met wêreldse dinge, dat jy vergeet dat daar's 'n wedergeboorte. Hoeveel van u, as ek u skielik stop en ek vra vir u, verduidelik my, hoe het jy tot wedergeboorte gekom? Gaan jy vir my kan dadelik sê, die Here het my siel gered. 21 Februarie 1972, 11:00 die oggend, Saterdagoggend, op 'n kamp vir jong mense, die Hoekie. My lewe is daar omgedraai. Ek sê nie daai van 72 tot nou was 'n maklike pad nie. Ja, ek het ook my doring in die vlees. Ek het ook dinge waarmee ek gesukkel het. Ek het ook issues, maar ek het 'n pad geloop as gevolg van die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. Kom ons gaan aan. Ek het nou eintlik al hierdie versie gepreek, maar kom ons lees hom. Sodat ons, hoekom gee hy vir ons die wedergeboorte? Hoekom is die wedergeboorte as gevolg van die opstanding? Sodat ons 'n wishy-washy geloof kan hê, 'n wankelbare geloof, ag ek is jammer geloof, nee,
sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Ons erfenis kan nie deur die vyand gesteel word. Ons erfenis kan nie deur roes beskadig word nie. Ons erfenis kan nie deur motte opgeëet word nie. Ons erfenis is onverganklik vir ewig en ewig en ewig. Het jy al daaraan gedink? Ons dink nie altyd daaroor. Jy dink, ag, ek is op hierdie aarde vir 70, 80 jaar, miskien minder, miskien meer. En ons dink altyd in die terme van jare op aarde, maar het jy daaraan gedink? Vir ewig en ewig en ewig gaan jy in my gesig vaskyk. Ons sal saam in die hemel wees. Ons gaan dalk net beter lyk as wat ons nou lyk. Maar jy gaan nooit weer sterf nie. Nooit nie. Ooit nie. Want eerstens, as jy ongered sterwe, dan gaan jou siel na die doderyk toe. Want hy haat God. En hy kan nie los rondloop nie. Maar as jy wedergebore is, vriend, vriendin, daar lê dinge voor. Hierdie lewe is maar kleuterrepetisie. Ons gaan deur dinge in hierdie lewe, maar net om voorberei te word. Voorberei te word vir dit wat gaan kom. Voorberei te word vir dit wat ons in die hemel gaan doen. Voorberei word vir ons ewige tuiste. Ons gaan nie vir ewig op 'n harp speel nie. Ons gaan nie vir ewig buig, halleluja, halleluja. Ja, ons gaan dit doen. Maar nie vir ewig nie. Daar gaan dinge wees wat ons gaan doen. God berei ons voor vir 'n ewigheid waarin ons hom gaan eer. Nou sê, 'n onverganklike, en die volgende woord, en onbesmette. Onbesmette, daar's nie sonde nie. Daar's nie 'n krekel nie. Daar's nie 'n dingetjie uit sy plek uit nie. Daar's nie 'n wurm nie. Daar's nie 'n gedagte nie. Daar's nie, die ou mens is nie meer daar nie. Onbesmet. Op hierdie huidige stadium leef ons in 'n liggaam wat besmet is met siektes. Op hierdie stadium leef ons in 'n liggaam wat kan in mekaar val. Myne het al 'n paar keer in mekaar geval. Ek is deur 'n hartaanval en 'n hartoperasie. So ek weet dat hierdie liggaam besmet is en in mekaar kan val. Die siel doen dinge ook baie keer wat nie reg is nie. Maar halleluja, hy sê onverganklik, onbesmet. Geen ou mens nie. Geen sonde nie. Geen issues nie. My vriend, daar gaan jy jou vriende wat jy nou moet lief hê, gaan jy werklik kan lief hê. Dan gaan hy aan en 'n onverwelklike erfenis kan kry. Ons het 'n onverwelklike erfenis wat vir ons wag in die hemel. Ag, hoekom hou jy jou besig met issues? Hoekom hou jy jou besig met jou broer, met jou buurman? Hoekom hou jy jou besig met Tant Sannie se rok en oom Dawie se hoed? Hoekom? Ons gaan dit lees, een of ander tyd gaan ons daarby kom. Die Bybel sê, 'n busybody, iemand wat hom besig hou met ander mense se sake, is dieselfde as 'n moordenaar en 'n dief. Maar ons hou ons besig met allerhande van hierdie dinge, terwyl die Bybel sê, hou jou besig met die dinge daarbo, bedink die dinge daarbo. Jy gaan eendag saam met jou buurman in die hemel wees. Jy hou nie van wat hy aantrek nie. Jy hou nie van sy stem nie. Jy hou nie van wat hy sê of doen nie. Jy dink sommige van die goeters is nog oneerlik ook. Op plek dat jy vir hom bid, skinder jy oor hom. Ek vra maar net, ek sê nie julle wat na my luister skinder nie. Nee. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ek vra maar net die vraag. Hoe diep is ons liefde vir ons naaste? Hoe diep is ons liefde vir hulle wat 'n onverganklike, onbesmette, onverderflike, wat is die regte woorde? 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Ons gaan dit kry. Miskien nie op hierdie aarde nie, maar in die hemel. En dan gaan hy aan, en dis die versie waarmee ek wil ophou, vers 5, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
Ek sê vir jou, my broer, my suster, die kind van God se geloof gaan in die laaste tyd geopenbaar word as kragtig op 'n fondasie gebou waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Wil jy dit weggooi? Wil jy daarvan ontslae raak? Nee, my broer, my suster, maak nie saak wat ek doen nie. Maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Maak nie saak hoe struikelblokke my pad langs kom en versoekings my pad langs kom en verdrukkings my pad langs kom en daardie dinge wat in elk geval deel is van hierdie lewe. Ek kyk op, want my verlossing is naby, my liggaam se verlossing. My gees en siel is klaar verlos. Liggaam se verlossing is naby, want daar is vir my 'n erfenis wat weggebeer word in die hemel en wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste dae. Kan ek dalk net vers 6 ook lees? Vers 6 sê: Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewings. En daarmee gaan ek opbou, want ek gaan met daai versie begin, want dis belangrik. Nou kom Petrus en hy kom na die kern van sy boodskap. Beproewing, verdrukking, swaar kry. Baie dankie Vader dat ons kan weet, dat ons weet dat ons het 'n onverganklike, onverwelklike, onbesmette erfenis in die hemel, wat deur U in krag bewaar word. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Mag hy met U wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen en amen.